Shabbat Shalom aan al ons geliefdes. Ja, vanoggend is dit vir ons absoluut 'n voorreg om vanoggend weer saam met julle te mag kuier en dit rondom die woord van die Here. Ja, baie interessant, né? Die tye waarin ons leef op hierdie stadium. Ek het hierdie week baie interessante gesprekke gehad met verskeie mense en op almal se lippe is die gebeurtenisse wat besig is om te gebeur in die Midde-Ooste, die Amerikaners, die Israeliete, die hele wêreld wat nou nader getrek word aan 'n derde wêreldoorlog, soos dit vir ons almal lyk. En ja, daar's baie mense wat diep bekommerd is oor wat nou volgende moet gebeur, en ek het al gehoor dat die doemprofete ook hulle te sê gehad het. En dit klink verskriklik, en daar's party mense wat glad nie eens agslaan op die tyd of die uur waarin ons leef nie. Maar voor ons enigiets verder bespreek, wil ek weer eens vir jou sê, baie welkom. Jy kuier saam met my en Natasha hier in ons huis. Ek het 'n interessante gesprek gehad met 'n dokter. En die dokter het vir my gesê, nie daai tipe dokter nie, nie 'n mediese dokter nie. 'n Dokter wat gestudeer is in teologie. En hy het vir my gesê, ek moenie weer vir hom sê dokter nie, want hy het net 'n naam, en ons moet hom op sy naam noem. En dit is baie interessant. Ek gaan ook nie hier vir mense sê dat ek pastoor François de Toy is nie. My naam is François, my ma het my 'n naam gegee, en ek is bevoorreg om daardie naam te hê, want jare terug het iemand vir my kom sê, weet jy wat, jy het 'n baie interessante naam, en jou naam beteken die verloste van die Here. En daarom is ek bly om daardie naam te kan hê. So, my naam François, ek saam met my vrou Natasha hierso vanoggend. Ons wil graag saam met julle kuier rondom die woord van die Here en oor wat in die wêreld besig is om aan die gang te gaan, dinge wat gebeur. Maar voordat ons dit doen, kom ons vra eers ons Messias, ons verlosser, ons saligmaker, om saam met ons te wees in die volgende paar minute. Abba Vader, ons kom vanoggend na U toe, Here, op hierdie heerlike Sabbat, 'n tyd wat U vir ons gegee het, waarin ons die tyd kan uitkoop om saam met U te mag wees. Here, ons weet dat U God is van Maandag, Dinsdag, Woensdag en al die ander dae, elke maand, Here, maar dat U die Sabbat geheilig het, eenkant gesit het vir ons, om met U te kan wees. En ons nooi U uit vanoggend in ons huis, Here, in ons harte, en Here, in ons gees, in ons gewete, Here, om ons te kom bemoedig, Here, en om ons weer daardie hoop te gee, Here, nie die hoop van die wêreld nie, maar U ewige hoop van verlossing en saligheid. Vader, ons pleit by U om met ons te wees in die volgende paar minute. Seën my lippe, Here, seën hierdie woord, Here, dat dit reg sal uitgaan en dat dit nie 'n krom woord sal wees nie. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, soos ek sê, ek het in hierdie week 'n baie interessante gesprekke gehad. So daar was meer as een persoon wat met my gesels het oor hierdie tyd, en ek het vanoggend eintlik inteendeel vir pastoor Emil gesê, ek het nie eintlik regtig 'n woord vir vanoggend nie, want dit was stil in my gewete gewees, maar terwyl ek en Natasha besig was om musiek te luister en rustig te sit, het hierdie volgende na my toe gekom, 'n woord vir hierdie uur. En wat is hierdie woord vir hierdie uur? En ek wil uit die woord van die Here uit sy eie mond uit, vir julle vanoggend die bemoediging kom gee om reg te maak. Nee, ek gaan nie vrees by jou aanwakker of sê dis of daai of die nie. Ek wil net vir jou sê dat ons as kinders van die Here moet weet wat is ons verantwoordelikheid, of wat moet ons doen om rustigheid en kalmte en vrede in ons hart te hê. Nou, dit kom uit Matteus 25 vanaf vers 1 tot 13. Praat hy oor die 5 verstandige maagde en die 5 onverstandige maagde en hulle aksie rondom 'n sekere voorval wat plaasgevind het. Nou, ek gaan hier vir jou lees nie, ek gaan nou vir jou paraphrase, ek gaan nou vir jou uit my eie mond uit vertel wat ek hier gelees het en wat ek van dit verstaan. En wat ek verstaan is dat daar 10 maagde was, 5 van hulle wys, 5 van hulle onwys. 5 van hulle het gereed gemaak vir iets wat moes gebeur het. Hulle het gaan wag vir die bruidegom en hulle het reg gemaak sodat sou die tyd verleng word, hulle nog steeds reg sou wees as hy kom. En al sou dit wees in die middernag, dan sal hulle nog steeds genoeg olie in hulle lampe gehad het om te kon reg wees. Nou ja, hier's 'n paar dinge wat die Here vir ons genoem het
En dit is baie belangrik dat ons verstaan waarvan hy praat. As hy praat van hier die olie, dan praat hy van salwing, seëning, die gees van die Here, om ingeprop te wees. Jy weet, ons leef nou in 'n baie maklike tyd, ons sit die skakelaar aan, die lig kom aan en daar is, tot en met as Eskom die krag afsit, dan kan jy maar die skakelaar aansit en daar's niks nie. So ek wil hê jy moet verstaan dat hy besig is om hulle te verduidelik dat ons in die lig moet wandel. En om daardie lig te kan wandel, het ons hom nodig, sy salwing nodig, sy gees nodig, om in daardie lig te kan bly wandel, en ook lig te wees vir die mense rondom ons. En dan praat hy van 5 onverstandiges. Nou ja, ek het nou vanoggend gaan sit en dink terwyl ek musiek luister, Here, hoe kry ek, Franso, olie in my lamp? Here, hoe word ek vervul? En ons gaan nou vandag saam, ek en u gaan nou saam, as ek nou vanoggend my hand kon uitreik tot daar by jou, en vir jou sê, kom ons maak mekaar 'n pinkie promise. Kan julle onthou, daai ding het ons gedoen toe ons jong was, as ons vir iemand sê, regtig, egtig, ek gaan die ding saam met jou doen. Wil ek nou vanoggend my hand saam met jou uitreik en sê, kom ons maak vir mekaar 'n belofte. En ons maak hierdie belofte, dat ons tyd sal vat om die Here te leer ken. En as jy hom reeds ken en sê, ja, maar Franso, ek is reeds 'n gebekeerde, gedoopte, gewederbaarde kind van die Here en ek wandel saam met die Here, luister mooi na hierdie gelykenis. Dit is nie dat hierdie ander onverstandige maagde sonder lampe daar aangekom het, of sonder olie nie, hulle het net nie genoeg olie saam met hulle gevat, sou die periode langer gewees het wat hulle sou wag nie. En wat het gebeur? Ons sien in hierdie gedeelte dat die bruidegom het getalm om te kom, en hy het later gekom as wat dit verwag was, en hierdie ander, sy olie het begin uitloop, dit het begin klaar raak, die lampe het begin dof raak, hulle kon nie meer sien, en dit is presies wat besig is om te gebeur met kinders van die Here vandag, dat ons sien nie meer nie, ons sien die omstandighede rondom ons, en ons word beïndruk deur die dinge wat mense sê. Ons word beïndruk deur wat die Amerikaners sê en dat wat hierdie mense sê, en ons raak benoud en bekommerd. Hoekom? Want wat sal met ons gebeur? En miskien is jy dalk nie vanoggend bekommerd nie, want ons leef in Suid-Afrika, ons is ver van al hierdie moeilikheid af. Ek wil vir u sê, as ons die tyd vat om God se woord te lees, want dis die 2 dinge wat ons moet doen. Eerste, wees ingeprop by God. Wees by hom ingeprop. En wat is die tweede ding? Om sy woord te kan bestudeer. Nou ek sê weer, ek het dit op 'n vorige geleentheid gesê, dat om hierdie woord te kan uitlê, is nie 'n saak van eie uitleg nie. Ek sal nog daardie skrifgedeelte met julle deel, maar ek wil julle met hom so lank gaan soek, om vir my terugstuur en sê, ek het hom gekry. Die woord van God is nie 'n saak van eie uitleg nie. En dan gaan jy vir my sê, ja, en dit is hoekom daar kerke en pastore is. Hier's 'n ander gedeelte wat my bekommerd gemaak het toe ek dit nou vanoggend gelees het. Bekommerd gemaak het in die sin dat die wyse maagde het vir die dwaases gesê, gaan koop vir julle olie. En hierdie het my gedagtes aan die rol gesit, is dit moontlik om God se salwing te kan koop? Is dit moontlik om in 'n kerk te kan sit, Natasha, en jou paar dollars daar in 'n sak te sit, en daardeur koop jy vir jou 'n salwing? Daardeur koop jy vir jou wysheid of insig? Ek wil vir jou sê, stellig nie. Hierdie insig van die woord van die Here kom net uit sy gees uit. En ek wil vir u sê, wat is op die spel hierso, Natasha? Wat is op die spel? Is dit hierdie bietjie mense wat ek bedien op Facebook, of nie Facebook nie, op YouTube? Ek wil vir jou sê, daar is 'n baie groter ding ter sprake hier as net 'n paar siele. Jou siel is op die spel. En jou saligheid is op die spel. Hoe en wat jy doen met dit is jou verantwoordelikheid. En ek wil vir jou sê, as jy na niemand wil luister nie, as jy nie na my wil luister, of na die volgende prediker wil luister, of na die volgende iemand wat jou raad gee rondom dit nie, dan is dit jou eie saak. En ek kritiseer en ek veroordeel nie vanoggend nie. Ek sê nie daar is mense, dit vandag, ons leef in 'n uur waar dit maklik is om van hier af na daar toe te spring en daar toe te spring en soveel mense se opinies te hoor, en uit elkeen se opinie bou ek vir myself my eie teologie, my eie kennis van God.
En weet jy wat het ek gedoen? Ek het uit die beperkte kennis van Piet, Koos en Sunny vir my kennis opgebou rondom God. En weet jy wat, dit is nie noodwendig die plek om te wees nie. En ek wil vir jou sê, stellig wil ek vir jou dit reguit stel, dit is glad nie die plek om te wees nie. Die plek waar jy moet wees, is om self by God, by Yahweh, by ons Elohim ingeprop te wees, hom te ken, en hy jou te ken. Want jy sien, hier is ook 'n skrifgedeelte waar hierdie ouens later terugkom, hierdie maagde terugkom, hulle het seker gaan olie koop op die mark, en olie gekry en teruggekom, en aan die deur geklop en gesê, laat ons in. In vers 12 sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Wil jy by daardie plek uitkom, waar die Messias, op wie jy gewag en gehoop het, vir jou sê, ek ken jou nie. Ek het ek dink gister ernstig by 'n plek daar, aan die kant Pretoria, vir 'n persoon gesê, daar's een vers in die hele Bybel wat vir my verskriklik bang maak. En dit is in Matteus 7, waar die Here sê, julle het al hierdie dinge gedoen, Frans, jy het hierdie preke opgesit op YouTube, en jy het gedink jy doen reg. Maar daar is die kans dat hy vir my kan sê, gaan weg, ek ken jou nie, werker van ongeregtigheid. Nie dat ek dit sê van myself nie, maar dat ek myself daarteen moet hou om te sê, Here, is ek waaragtig by u ingeskakel? Here, is my lamp vol van olie, is my lamp vol van u gees? En hoe maak ek seker daarvan? Ek maak seker daarvan om deur te bid. Julle onthou daardie liedjie, Natasha, jy ken hom ook seker baie goed. Give me oil in my lamp, keep me praying till the break of day. Here, gee vir my u gees. Gee en vul my gees, hou my vas, Here. Hou my trou, hou my op die pad, Here. Hou my oë oop, Here, sodat ek nie bekommerd sal raak deur die omstandighede van hierdie wêreld nie. Vir nou is dit nog redelik gemaklik hier in Suid-Afrika, maar ons weet nie hoe vinnig kan die Here die omstandighede laat draai nie. En vir ons wat nie ingeskakel is nie, vir ons wat nie by hom ingeskakel is, dat hy ons vashou en dat hy ons die kalmte, die vrede gee wat alle verstand te bowe gaan, as ons nie daar is nie, wat gaan gebeur? Ons gaan soos 'n klomp afkop hoenders hier in die dorpe rond hardloop. Wie het vir my olie? Waar kan ek 'n salwing koop? In die donker nag rond te skarrel en te hoop jy val nie oor 'n klip of 'n ding, op soek na 'n nuwe salwing of 'n salwing om weer die gees van die Here te kan ervaar nie. Ek wil vir u sê dat ons moet uit hierdie woord uit begin leer en ons lewens rig, en nie net uit die woord uit nie, maar ook by die Here te kan hoor, Here, praat met my. Die Here verklaar dat hy graag met ons wil praat. Hy inteendeel sê dat as ons regtig sy skape is, ken ons sy stem. En ons luister na hom. Ons is hom gehoorsaam. Ek is gehoorsaam aan die Here, hoekom? Want hy het my vrygekoop deur sy bloed. Want as dit nie vir hom was nie, was hierdie sondaar op pad hel toe. As dit nie vir hom was, wat gesê het, François, ek het jou vrygekoop. Jy is verlos deur die bloed van die lam. Dan was ek op pad nêrens heen nie. Hierdie is die enigste saak wat my nog dryf om hierdie boodskappe op te sit. En ja, mense stem nie altyd saam met my daaroor nie. En weet u wat? Ek gee nie om nie. Jy kan maar met my verskil, net soveel soos jy wil. Ek het die Here gevra, Here, oortuig my van u geregtigheid, van u wil, van u plan. En jy weet, ek moet vir jou vertel dat ek het op 'n stadium gedink, François weet alles. Daar toe ek in die 3de jaar besig was om my college klaar te maak, het ek gedink, ek weet alles. En die Here het my teruggeroep en gesê, jy weet niks. Jy weet 'n bietjie. En ek moes weer by die Here gaan stil sit en sê, Here, leer my wat is reg.
En daar het die Here die woord weer vir my oopgemaak en weer vir my van vooraf gesê, jy het hierdie gemis. Jy het hierdie verkeerd gelees. Jy het hierdie verkeerd geïnterpreteer. Jy het hierdie verkeerd toegepas. En ek moes weer terugkom en sê, Here, leer en wys my. En vandag nog steeds moet ek die Here pleit, Here, leer en wys my. Give me oil in my lamp. Gee my olie in my lamp. Het die uur al duister geraak? Baie. Ons leef in baie moeilike tye. As julle dit nie kan sien nie, as julle geestelik nog nie kan sien hoe die dinge gevorder het, en waar ons staan nie, dan is dit dalk 'n goeie tyd vir julle om terug te kom na die Here toe, en te sê, Here, wys ons, en nie benoudheid of angs kom ons raak opgewonde nie. Ek is kalm waar ek hier staan vandag, maar ek weet, dit het tyd geword, dat ons moet uitroep, bekeer julle, en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, sodat julle verlos kan wees, en kom tot die woord van die Here, en kom tot sy gees, dat sy gees julle mag lei deur hierdie woord, nie Piet, Koos en Sunny se idees nie, maar God se gees self. Ek moes al met groot manne, groot debatte opgesit het oor hierdie woord, oor hoe die Here my oortuig het van die hele skrif, nie net porsies daarvan nie, nie net gedeeltes daarvan nie, die hele skrif. En ek gaan terug na Paulus se verduideliking toe, en ek staan saam met Paulus op daai woord vas. Die hele skrif is deur God ingegee, nie porsies daarvan nie. So die tyd het geword, en die tyd is nou, dat ons lampe moet begin volmaak, en vul met die gees van die Here, sodat ons kan uitgaan met kalmte en vrede, dat ons weet, ons verlosser kom, en hy sal ons kry, en ons sal hom te wagte wees. Hoekom? Want ons is naby aan hom, ons leef in hom, en ons leef saam met hom. Ja, ek sê weer, ek wil nou nie boodskappe kry en sê, ja, moet ons nou nie ons geld by die kerk betaal nie. Ek het glad nie vanoggend so gesê nie. Ek sê net, daar's mense wat maklik 'n paar rand hier betaal en 'n paar rand daar betaal, en hoop hulle het 'n salwing gekry. Intussentyd, hierdie is 'n baie duurder saak as die rand en sent wat jy kan gee vir iemand. Hierdie saak is 'n saak oor jou siel, jou saligheid. Iets wat geld nie kan koop nie. Net die Here kan jou vrykoop, en dit deur sy bloed, deur sy salwing wat hy oor jou sal uitstort, deur sy gees, sy hand in jou lewe, om jou te lei in alle waarheid en geregtigheid, totdat hy kom. En hier gaan ek stop. Ek hoop dat hierdie kort boodskap ernstig in jou hart vir jou 'n alarm aansit, om te sê, ek het nodig om te bid. Die belofte wat ons nou mekaar vandag maak, is dat ons nou sal begin bid. Bid aan jou binnekamer. Roep tot die Here. Vra vir hom. En dat ons sy woord sal begin vat en begin lees. En vra, Here, laat my deur u gees sien wat ek moet sien. Lees wat ek moet lees. Sodat ek verstandig kan word, dat ek gevul mag word met u gees en u gees alleen. Kom ons sluit af. Aba Vader, baie dankie vir hierdie Sabbat. Dankie vir hierdie woord wat u ons gegee het. Dankie dat dit 'n verandering in ons lewens bring. Besny ons na ons harte, Here, en vul ons opnuut weer met u gees, sodat ons kan leef vir u geregtigheid. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Natasha herinner my dat ons het reeds met die college begin, en ons is vol stoom aan die gang, en dit gaan bitter baie goed. Ons het studente, wil ek amper sê, reg oor die land, wat ingeskakel het, en as julle nog wil inskakel, is daar nog 'n window of opportunity vir julle om te mag inskakel. Julle moet net ons kontak op die besonderhede wat die onderop gaan na die boodskap gaan opkom. Skakel in ons, laat ons gesels, laat ons kyk dat ons die materiaal en die goeders vir jou kan uitkry, en dat jy kan saam met ons inskakel. Ek het vanoggend met pastoor Emiel gesels, inteendeel hy het my gebel al baie vroeg vanoggend, en gesê ons het môre 'n teamsvergadering met ons studente, sodat ons net so bietjie kan verduidelik van die vakke. So ja, ons het 'n baie interessante
manier om hierdie goeders te doen. Dit is 'n aanlyn woordskool en ons gebruik al die dingetjies wat ons kan om seker te maak dat ons studente is gemaklik en is versekerd van dit wat hulle leer, sodat daar nie verwarring kan inkruip nie. So ja, môre het ons 'n vergadering, 'n teamsvergadering met ons studente, ons eerstejaars studente, sodat ons vir hulle die van die vakke of van die hakpunte kan uitstryk en sodat hulle kan sien waaroor dit gaan. So as jy nog wil inskakel, asseblief moenie tyd mors nie. Maak seker dat jy vir ons skakel en ons sal so gou as moontlik vir jou dit regkry om ingeskakel te wees op daai groep en dan kan jy saam met ons leer wat sê die Here. Baie dankie.